Goeiemôre Potchefstroom, vandag gesels ons met Spiritual Talk saam met 'n gas wat ek eintlik al ken van skool af, Vinay Grobler, personele daar by gimnasium en sy doen as 'n pastorale beraader 'n klein sessies daar met tieners by die skool. Sy werk as 'n personele daarso en sy werk met die tieners en ek het haar ingetrek om te sê Vinay, wat verstaan jy as tendense onder tieners by skole? Wat sien julle raak? Wat is die gevoel onder tieners deur die loop van die jaar? Is daar trends wat gebeur? Is daar hoogtepunte, is daar laagtepunte? En ek het al so 'n bietjie ingetrek, miskien in die diepkant gegooi. Maar vandag gaan ons bietjie meer gesels oor bietjie meer verstaan van tieners se perspektief van wat hulle kan raak sien by die skool. En ek gaan vra Vinay, vertel net eers bietjie van jouself en dan vul ons in daarso by die skoolkant. Ek is die pastorale beraader by Gimmies. Ek's nou al so 7 jaar daar. Hierdie is my 8ste jaar wat ek daar by hulle werk. Ek het geswat in Potch, ook by die Pikke. Ek het skool gegaan by Gimmies self ook. So ja, ek's nog al die pad eintlik 'n Potchefstromer. En ja, ek werk net vandag met die kindertjies. Ek het 2 kinders onder 2 by die huis. Dit is altyd lekker om met daai tweeetjies te werk, met die minslaap en die tienerbediening, maar dit is goed en dit is lekker en dit is lekker om hier te wees vandag. Yes. Nou Vinay, my eerste vraag wat ek nou het, is jy het skool gegaan by Gimmies, maar natuurlik het jy nou ook besluit, weet jy wat, nadat ek geswat het, wil ek by Gimmies ook nou weer gaan werk. So was dit van die begin af beplan of het dit so uitgewerk dat jy net jou voete weer terugkry by Gimmies? Ja, dit was toe ek besig was met my meestersgraad. Toe het ek nodig gehad om praktiese ure te doen. En ek het eintlik baie skole in Potch genader en gesê dit is wat ek vir julle kan doen as julle my geleentheid wil gee om bietjie met die tieners te werk. En Gimmies was die eerste skool wat teruggekom het na my toe. En dit het begin eintlik met 3 leerders en toe na die eerste jaar toe is dit 30, na die tweede jaar toe is dit 80. En toe van toe af toe dit net so begin groei dat ons vandag 'n beradingsentrum by die skool het. Dit is vir my so wonderlik dat Potchefstroom Gimnasium hierdie beradingsentrum het en dit het al eintlik 'n bousteen begin word vir iets groter. Nou, as ek vir jou kan vra, wat het julle begin oplet in hierdie tyd wat jy nou begin het daar tot nou toe onder tieners? En dan kan ons van tieners dalk miskien na die personeel toe ook gaan. Ja, vir die tieners, hulle is op 'n ontwikkelingsstadium. So, die grootste krisis wat hulle het is maar hulle identiteitsontwikkeling, waar hulle is van die ouderdom van 12 tot die ouderdom van 18. Leer hulle maar wie hulle is en wat hulle van hou, wie is hulle vriende. En dis presies in daai area waar ek nou fokus en waar ons help om die kinders bietjie te navigeer in die regte rigting in. Maar die grootste ding die moeilikste ding wat ek dink is waar jy sal in vroeë ontwikkelingsstadiums kry jy ouers wat die grootste rolspelers is in 'n kind se ontwikkeling. Maar in vandag se tyd waar die tieners nou is tussen die ouderdom van 12 en 18 of 13 en 18 is dit hulle vriende wat 'n rol speel. So ek dink dit is maar die grootste ding waarmee ons op die oomblik sit is in hulle ontwikkelingsfase is hulle vriende die grootste rolspelers. As die vriende nie op 'n goeie plek is nie, dan is die leerder uiteraard ook partykeer nie op 'n lekker plek nie en andersom as hulle op 'n goeie plek is, dan is die leerder op 'n goeie plek. Jessie. Nou as 'n beraader by 'n skool, nou ek was in 'n skool waar ons nou nie eintlik 'n amptelike beraader gehad by die skool nie. Wat sal jy sê kan jy agterkom vandat jy nou daai rol vervul by die skool? Is die behoefte onder tieners wat na jou toe kom? Die grootste behoefte is om 'n oor te hê om te kan luister. Ek dink baie van hulle kom nie in omdat hulle wil raad hê nie, baie van hulle kom regtig net in om bietjie te kan gesels. Party kom vir raad watter rigting om te gaan, met wie kan ek praat om as ek wil beroepsmoontlikhede hê. So daar is definitief versoeke wat inkom, maar ek dink die grootste deel van dit is maar partykeer wil hulle nie na hulle vriende toe gaan of na 'n onderwyser of 'n ouer toe gaan nie, dan wil hulle eintlik maar 'n onafhanklike persoon hê om mee te gesels. En ek dink wat met my wat dit lekker kan maak vir hulle is dat dit is konfidensieel. So hulle weet hulle kan kom en hulle kan gesels en hulle kan gaan, maar daar is 'n reël behalwe as hulle self seermaak, ander seermaak of seergemaak word, dan moet dit ongelukkig dan nou vir 'n ouer of vir 'n onderwyser of vir watter rolspeler ook al vertel word, maar verder weet hulle dis konfidensieel en ja. Jessie. Nou ek natuurlik as 'n mens kyk na die groot prentjie daarvan sien mens ook dat ja, jy werk met tieners, maar voel jy ooit daar's 'n geleentheid vir jou vorentoe ook om selfs nou miskien al waar jy dalk met onderwysers ook al bietjie gesels, want ek dink onderwysers kan ons tog ook mens kan die punt bereik is waar jy ook voel, weet jy, ek wil ook net iemand hê wie 'n klankbaan vir my kan wees en wie ek kan gesels. Het jy al 'n bietjie agtergekom dat
Miskien selfs het jy ook 'n onderwyser wie jy miskien 'n personeelkamer bietjie kan gesels, waar jy miskien kan advies deel met mekaar van 'n leerder of selfs net met mekaar. Ja, ek dink die beradingsentrum is definitief oop vir leerders en vir onderwysers. Okay. So dit is al klaar aan die gang by die skool. Ja. Maar die skool het ook 'n ruimte wat hulle die onderwysers ook probeer help op daai vlak. Is ons beheerliggaam het 'n persoon Johan Potgieter wat deel is van die welstandsbeen van die skool. Yes, En dit is hierdie gedeelte wat veral fokus dan nou op die onderwysers se welstand ook en waar hulle die M-studente, die kliniese en voorligtingsielkunde M-studente het so 'n projek wat hulle loods by die skool waar hulle bietjie inkyk op die personeel se welstand en bietjie voorkomend wat hulle daar optree. Ja, amper proaktief. Proaktief, ja. Dit is vir my verskriklik mooi beginsel wat die skool toepas, want nie net is daar ondersteuningsnetwerk vir onderwysers nie, maar vir leerders ook. Want ek dink baie keer kan 'n onderwyser dalk nie 'n goeie dag hê nie en onbewustelik sonder dat hulle al van weet draai oor na 'n tiener toe en dalk weer ook andersom. So as jy die netwerke in plek het wat die onderwyser sowel as die tiener bevoordeel vir enige gemoedstoestand, dink ek gaan die skool se gevoel, skool se gees, skool se atmosfeer in geheel natuurlik ook lekker optel. Ja, nee, definitief. Ek dink ons is alle tieners en alle onderwysers dink ek oralster sukkel maar partykeer met dinge en dis wat vir my eintlik van chemiese lekker is die geleentheid wat hulle bied vir dit is om dit te kan doen en om daai platform daar te hê om daai tipe onderwysers en leerders te kan help. Maar hulle het nou 'n cheat code daarso op die skool gebou en dis naamlik daai Toro koffieshop wat daar is. Kyk, want koffie maak alles reg. So nou voel ek vir my as ek 'n leerder was, het ek nou na die pastorale beraader gaan sê, kan ons nie sommer net daar gaan gesels en koffie kry? Dan kry ek 'n free koffie so 1 maandeliks. Ja, ons moet dan 'n reëling met Toro tref. Ja, nee, ek sou nogal so iets gedoen het ek meen hoekom nie. Dis dit op die onderwysers se rekening. Of die onderwysers se rekening. Ja, hoekom nie? Ek sal so iets gedoen het. En van jy het 'n poster saamgebring en ek is nogals nuuskierig. Waar speel dit nou 'n rol? Watter rol speel dit by Potchefstroom Gimnasium? Okay, so hierdie is die Heroes Anonymous app. So ons het by die skool, dit is hoe die leerders by my uitkom. Okay. Is deur hierdie app. En dit is, ek weet nie of julle kan sien, daar's Joe Black en sy boetie Willem Engelbreg. Hulle tweeetjies het hierdie app begin waar hulle basies is dit bekend as 'n boelie app, maar dit is nie eintlik wat dit is nie. Okay. Hierdie app is veronderstel om leerders se geleentheid te gee om 3 goeders te kan aanmeld. Die eerste is as jy bekommerd is oor jouself of 'n vriend, dan kan jy anoniem daarop sê, ek is bekommerd oor my vriend PD, hy's in graad 9, hy sukkel emosioneel. En dan kom dit by sekere rolspelers van die skool uit om te sê hierdie ouetjie in graad 9 moet gesien word vir berading. Die tweede plek is wat jy daarop kan aanmeld is 'n tipe van iemand word seer gemaak, 'n boelie geval. So dit is nou waar die boelie app vandaan kom. Okay. Dit is om te kan sê dat Pietie word vreeslik geboelie en die persoon boelie vir Pietie. Dan kan ek ook dan of die persoon wat geboelie word of die ander persoon kan ek dan sien, maar dit kom dan ook by die dissiplinêre persone by die skool uit soos die graadvoogte. Ja. En dan die derde ding wat hulle op die app kan aanmeld is die Heroes. En dis eintlik die hoof fokus van die app is om te kan sê daar is al hierdie hartseer wat partykeer plaasvind, maar daar is ook plek vir die goeie. So dit is om dit wat goed is bietjie te bevorder. Te promoveer in die skool. Ja, so ons het Vrydag, elke Vrydag, vat een van ons hoofleiers, Jandri, dan gee deel sy sjokolade uit vir die hero van die week. So dit is dan nou van die heroes wat genomineer is op hierdie app en dan sal sy nou sê Pietie is die hero van die week en dan gee hulle sjokolade. So dit is En waar gee jy die sjokolade? Soos kom hulle na die klas toe en gee vir die leerder of is dit in die skoolsaal? Nee, in die vierkant. Waar die hele skool bymekaar kom. Ons kan almal nou sien die ou het 'n goeie daad gedoen vir die week en dit is nou ons hero, ja. Hier is so onregverdig, nee. Ons het nie so iets gehad op skool en ek sê elke week het sjokolade gekry. Verseker. Nou kom jy. Nederigheid. Yes. Shots fired daarso. Ek gaan jou rapporteer op die boelie app nou binne. Hy is 'n emosionele boelie. Nou, daar's een ding wat vir my uitgestaan het op die tweede deel waar jy iemand kan as iemand geboelie word en jy sien dit raak, kan jy daai persoon nomineer op die app. En ek dink wat vir my uniek is daarvan is dat miskien as jy geboelie word, voel jy het amper nie daai selfvertroue om self te gaan rapporteer nie. Jy voel amper jy wil dit eerder vir jouself want ek dink baie van die tieners
se probleme probeer ons eerder ook self hanteer. Jy weet, ons wil dit nie deel nie, ons probeer self daarmee sukkel. Maar ek dink daai maak dit net bietjie makliker om hierdie probleem wat daar is of dit waardeur hulle gaan, bietjie makliker te kan oopbreek om te sê dit jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. Jy is nie alleen daar nie. Kom ons kyk hoe ons jou kan ondersteun. Kom ons kyk hoe kan ons die probleem oplos sodat dit nie verder gebeur, sodat jy nie verder voel soos jy voel nie. Weet, mense wil tog hê as ouer, maar ook as skool dat elke leerder wat so toe kom, die beste tyd van hulle lewe het natuurlik. Ongeag van hoeveel huiswerk jy nou kry. Dis dan maar deel van dit. En ek dink die Here app maak dit regtig nice. En ek dink mense moet eintlik ander skole challenge om ook hierdie app aan te sluit, deel te maak van die skool. Dis 'n baie goeie inisiatief. Ja, ek dink wat vir ons nogal so groot ek dink aantrekkingskrag tot gimmies is die feit dat Joe Black het vir die eerste 2 of 3 jaar het hy self hy en sy boetie dit kom bemark en nou hierdie jaar het Willem sy boetie weer gekom en hulle het 'n hele praatjie wat hulle met die leerders by die skool doen om basies vir hulle 'n bietjie hulle eie storie te deel, maar meestal om vir hulle te sê dit is die app wat daar is en maak gebruik van die app. Hy is daar. So ja, dit is nogal so lekker iets vir 'n skool om te hê. Ja. Ja, en ek dink as ek net vat daai om iemand te nominate as 'n hero, dis 'n lekker gevoel in die eerste plek, maar ook om genomineer te word as 'n hero is ook 'n lekker gevoel. Ja. En miskien het dit jou aan om te sê, "Jesus, maar ek wil ook 'n hero wees." So kom ek kyk waar kan ek vir iemand iets hiermee help. En ek dink miskien is dit Joe Black se idee gewees dat om uiteindelik soveel heroes te laat nomineer in 'n week dat eventually val alle ander negatiewe goed weg. Want daar is net nie plek vir dit meer nie. Ja. Elke ou probeer altyd iemand anders bemoedig of optel, want laterand dis dit 'n hele skool, dis 'n hele netwerk wat almal mekaar opbou, opmoedig en eintlik gaan mense dit begin sien, jy weet, laterand gaan dit wees almal wil gimmies toe kom, want dit is die skool wat jy hierdie positiewe atmosfeer het wat jou opbou, wat jou ontwikkel en regkry vir miskien die volgende stap. Ja. En soos jy gesê het, jy weet, tiener gaan deur 'n fase van selfontwikkeling. En is want waar ongelukkig is dit nou so dat jy sien nou dat vriende die grootste invloed het waar ouers gewoonlik het gehad het. In baie gevalle het onderwysers self dalk ook nog 'n groot invloed op 'n kind se lewe ook. Coaches, weet ek byvoorbeeld vir my het ook 'n groot impak gehad in my lewe. So veral met rugby oefening, jy weet as 'n coach geglo het in jou, dan sê jy wat, okay, ja. Jy weet ek kan dit maak, jy weet. Ja. En ek probeer harder as gevolg van dit. Ek weet op skool het ek ook op 'n stadium het ek gesien, yes, maar die punte lyk nou nie goed nie. So kom ons fokus 'n bietjie meer op dit en onderwysers was gelukkig so ondersteunend in dit en dit was net die volgende kwartaal en die punte was aansienlik beter. En dit was als net 'n mind ding van hulle glo in my en kom ek glo in myself, so nou kom ek probeer. En dit die resultate was daar gewees. Ja. En ek wil ook net op daai punt sê dat ek is al vir tweede linie vir 'n kind. Dit is die onderwysers is die eerste linie. Dit is definitief die eerste plek waar 'n kind gaan om te sê, "Jy's juffrou of meneer, ek voel nie baie lekker nie. My punte is besig om te sak." En dan die onderwysers dit is my regtig lekker. Ek dink hulle filter vir my eintlik so baie kindertjies. Hulle vang soveel kinders eers voordat hulle by my uitkom. Dit is vir my is dit bietjie meer die indringende sake, die meer ek het probleme wat ek regtig nie weet hoe om dit te hanteer nie. En dan van my af, ek filter dan nou ook daarso en dan is daar die kindertjies wat diagnoses nodig het wat dan nou verder verwys word na meer buitepersone toe wat dan nou verder kan help. So dit is regtig 'n hele span mense wat saamwerk. So ek sal definitief dit is nie reg vir my as ek so ooit sal die idee gee dat dit net ek is nie. Dit is definitief eers die onderwysers, dan ek, dan die ander span van sielkundiges, maatskaplike werkers, 'n hele klomp mense wat saam met my werk, ja. Maar ek dink dis weer eens die feit dat net dat dit daar is, maak al klaar 'n reuse verskil in 'n skool, definitief. Ja. En ons het begin om te noem dat Vinay is 'n pastorale beraader. Nou moet ek ook vir jou vra, watter rol speel die geestelike kant van hierdie berading? Dit is toe ek by die skool aangekom het, ek vir hulle dit is waar my kwalifikasies lê. Ek het my agtergrond in sielkunde, dit by my neers, maar ek het verder dit by my doktorsgraad gegaan in pastoraat. So dit is half my spesialisveld waar ek dan nou is. En wanneer 'n kind voor my kom sit, sal ek ook altyd vir hulle sê, onthou net ek is 'n pastorale beraader. Dit is die grootste gedeelte van hoe ek werk, maar ek het 'n multidissiplinêre benadering waar ons bietjie aan die sielkundige kant werk, maar
ons fokus is die geestelike. So hoe ek dit sien is jy bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. 100%, ja. En dokters is daar om te help met hulle hoof fokus is maar die liggaamlike, die fisiese. Dan het jy die sielkundiges wat baie meer op die emosionele en die diagnoses en die sielkant. ja, die sielkant en dan het ons die pastorale beraders of pastore, dominees wat dan nou meer die geestelike gedeelte vervul. So dis waar my rol absoluut is. Maar ek het al baie kindertjies gekry wat sê, "Ag nee, hulle is nie gemaklik nie. Mense wil ook nie dit op hulle afdwing nie." So ek probeer hulle definitief respekteer van waar hulle is en om dit mooi, ek lees maar die situasie baie mooi. Soms is dit net so dat 'n kind dalk verkies om na iemand anders toe te gaan. Soms is hulle gemaklik om nog steeds by my te wees. Maar ek is definitief baie vinnig ook. Ek werk saam met 'n sielkundige Mariter Blanche. Sy is eintlik maar my mentor. Sy help my verskriklik as ek nie altyd weet watter rigting om te gaan nie. Dan klank ek my sessies met haar en sy sal vir my soveel raad en leiding van 'n sielkundige perspektief afgee. En daar's baie leerders wat ek na haar sal verwys of na buite sielkundiges om te sê, hierdie leerder val heeltemal buite my scope of practice. Dit is kom ons sê 'n kind wat dalk 'n diagnose nodig het. En dit is verkeerd vir my om te dink ons eerste rol is doen nou hom. Ek moenie skade aanrig nie. So ek moet nou nie dink ek kan iets hanteer wat ek nie kan hanteer nie. So dan sal ek verwys na Marit of na iemand van buite af wat dan nou verdere diagnoses of evaluasies op die leerder sal doen. Ja. Yes. Dit klink aan die een kant klink dit eenvoudig, maar dit is ook nie eenvoudig en dis 'n mens en wie jy werk. Dis komplekse emosies wat gekoppel is met omstandighede, ouderdom, al hierdie ander aspekte en dis om al hierdie goed te navigeer self eerste en dan sê okay, hier is ons met mekaar kan werk. Hier is die advies wat ek het of ek wil eerder verwys na hierdie persoon toe. En dink is 'n baie gecompliseerde proses. Ja, nee, definitief. Maar omdat mense is so kompleks. So dit is hoekom ek dink dit is maar moeilik. En in watter rol word ouers betrokke of ingetrek in hierdie hele aspek? En ek weet met oop dae is een van die goed wat Gimmies bekend kan maak is dat ons het hands-on 'n pastorale beraader reeds daar in voltyds by die skool wat kan bystaan met indien daar vrae is en indien daar behoeftes is. Maar watter rol word ouers ingetrek in 'n geval byvoorbeeld miskien met 'n tiener wat deur iets gaan? So die ouers is gewoonlik die eerste of hulle is onder andere ook mense wat aanmeld om te sê ek het hierdie kind, ek weet regtig nie meer watter kant en nie dalk sal dit help as hulle met 'n buitepersoon gesels. Okay. So die ouers is ook baie bewus van die feit dat die berading by die skool is. Dit word in die Gimmigrafie geadverteer Vrydag. Okay. En dan is daar so ook vir my van my kant af, ek sal altyd met 'n kind ook ooreenkom om te sê want ons kan nie hierdie alleen doen nie. Dit is die beste as pappa en mamma ook bewus is van dat jy my wel sien. Hulle hoef nie noodwendig alles te weet nie, maar dit is belangrik dat ons iewers terugvoer moet gee aan mamma en pappa want hulle moet by die huis sit en hulle moet met jou werk en hulle moet weet waar jy is. Ja. So ek sal dan baie keer 'n kind se toestemming kry om te sê ja, asseblief, ek wil graag hê pappa en mamma moet weet en vir al die kind van 16 jaar en onder dan ons gee ook vir hulle briefies om te teken waar die ouers net met ingeligte toestemming gee dat dit is reg dat hulle kinders my kom sien vir berading. So ja, ons probeer regtig die ouers so ver as moontlik betrokke kry, so ver as moontlik terugvoer gee waar tot op die punt waar kind ook gemaklik is, maar waar dit ononderhandelbaar is vir my is as 'n kind hulle self seermaak, ander seermaak of seergemaak word. Dit is altyd vir my nodig om dan te sê dit is die situasie met jou kind en dan ja, so ek kan nie daarso konfidensialiteit altyd behou nie, maar buiten vir dit probeer ons maar die kind en die ouer akkommodeer. Jessie. Nou so nader aan die einde waar ons nou beweeg, ek moet nou nog vra en ek dink is iets wat in baie mense se monde gedeel word en gesels word is tot watter mate kan jy sien speel die rol van tegnologie spesifiek nou sosiale media op 'n tiener se lewe wat jy kan sien by 'n skool alreeds? Ek sê die vergelyking, sosiale vergelyking. Okay. Dit is absoluut, jy sien jou maatjie op Instagram of iemand op Instagram wat hierdie amper onrealistiese standaarde het van hoe jy moet lyk en hoe jy moet wees. En uiteraard ontlok dit vrae soos is ek goed genoeg? Is ek slim genoeg? Is ek suksesvol genoeg? Ja. En dit is eintlik, dit dink ek is een van die gevaarlikste goed van sosiale media is die vergelyking. En dan nog meer gevaarlik as dit is wanneer cyberbullying inkom. En wanneer dit is mense sal dink dit is nie noodwendig hier ook 'n ding nie, maar dit is definitief so ver as wat sosiale media betrokke is
daar altyd 'n moontlikheid vir leerders om geboelie te kan word op dit. So wat ons WhatsApp groepe gestig word om te sê kom ons kraak hierdie persoon af of word daar op Instagram iets lelik gepost word oor iemand. So ek dink dit is die grootste ding en dan moet daai persoon wat geboelie word, moet dan ook op 'n manier ondersteun word om te sê maar okay, dis nou wat daar buite is, maar kom ons kyk na jou identiteit en waar pas jy in en hoe kan ons deur hierdie ding saamwerk. So dit is ek dink die sosiale media die boelie op dit dink ek is die ergste, maar die sosiale vergelyking is meer algemeen. Ja, ek dink dit is definitief meer algemeen. Partykeer doen mense dit al indirek en jy besef dit dalk nie eers nie. Ja. Nou, as 'n ma self, wat sal jy vir jouself maar ook vir ander ouers kan gee as raad teen hierdie lokval wat sosiale media het en kan inhou vir 'n kind moontlik vorentoe? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag wat jy vra, maar ek het nooit gedink het nie. Dit is 'n moeilike. Maar ek sal sê om 'n mooi genoeg verhouding met 'n kind te hê dat hulle jou regtig kan vertrou, om werklik bewus te wees van wat op jou kind se foon aangaan, nie net 'n idee van jou kind kan na jou toe kom en kan sê mamma, dit is wat nou besig is om te gebeur op die skool. So om eintlik maar net doelbewus tyd te maak met 'n kind, met jou kind, om daai verhouding te bou dat jou kind eendag gemaklik genoeg kan wees dat as hulle besig is met snaakse goeters op sosiale media of geboelie word, dat hulle gemaklik genoeg kan wees om na jou toe te kom. Ja, ek dink die grootste ding hierso kom in as 'n kind voel hulle moet dit alleen hanteer. Ek dink is baie lekkerder as jy weet jou ouers back jou in dit en dat hulle weet wat aangaan en voel jy nie so alleen in die situasie nie. Ja, en ek dink mense moet ook nou daai bewusmaking amper kweek, nie net in jou eie huisgesin nie, maar ook by skole waar ek amper sê jaarliks kampanjes gehou word oor luister, hierdie is tendense, pas op uit vir hierdie met baie keer miskien wat ook kan gebeur is daar kan goed wees waarop jy registreer en wat dalk al die inligting kry en dan jy weet word daar foto's buite rond versprei. Ek weet universiteit byvoorbeeld het jaar na jaar in die begin van die jaar altyd hierdie veiligheidsgesprekke wat hulle het met studente, want studente is nou weer wat eerste keer hierdie vrye vlerke het in die wêreld daar buite om te kan rondgaan net waar hulle wil, maar besef nie noodwendig altyd die gevaar wat daar buite is nie. So ek dink in skole is ook net dieselfde konsep, maar ook net weer met sosiale media. Tog is dit normaal wat jy sien by skole wat onder leerders. Nee, definitief, ja. En dan, ek dink ook die sosiale media het ook 'n baie groot rol in die tipe probleme wat vandag gekweek word in leerders se lewens. As jy sien iemand op sosiale media tree so op, dan dink jy, okay, dis dalk cool om so op te tree en dan wil jy ook so optree. So, daar's eintlik ek weet glad nie van die apps nie, maar ek weet daar is oulike bestaande apps wat ouers kan help om dit te reguleer, om vir leerders te help om te sê, okay, jy kan net op hierdie tye op hierdie platforms wees en dat die ouers ook kan toegang hê tot hierdie tipe goeders. Wat ek dink ook oulik is om daarin te kyk en 'n bietjie navorsing te doen oor dit. Ja, ek dink op hierdie laaste punt gaan ons nou afsluit en is dat en jy het in die begin genoem is dat tieners is op die ontwikkelingsfase van hulle lewe. So alles wat jy daai kind laat toelaat om te kan sien of toelaat waar daai kind blootgestel word, gaan 'n impak begin hê in hulle siege vorentoe. So as miskien as jy as ouer net bietjie meer beheer kan hê oor wat daai ontwikkeling is, maar ook so die skool en dit wat die skool bied vir die kind en wat die skool in terme van ondersteuning en daai persoon, daai klankbord wees vir hulle, kan al klaar groot impak maak. So ek dink as 'n mens daai bewusmaking kan kweek onder ouers maar ook skole is dat daai 5 jaar wat jy het met daai tiener is so noodsaaklik, is so belangrik want jy weet nie wat 'n bousteen jy besig is om te ontwikkel na 'n persoon se manier van dink natuurlik nie. Ja, nee, definitief. En ek dink ouers is vangnette vir 'n tiener. My pa sê altyd jy val nooit verder as jou fondasie nie. So as jou fondasie sterk is en jou fondasie is goed en jy is goed groot gemaak, dan kan 'n kind nie regtig verder val as daai nie. En ek dink dis hoekom dit so belangrik is vir oop kommunikasie tussen tieners en ouers, want alhoewel tieners meer op hulle vriende staat maak, dis nou vir algemeening, is nie altyd so nie, maar alhoewel hulle meer op hulle vriende staat maak, is hulle ouers altyd maar eintlik hulle veilige spos of hulle vang net meeste van die tyd. So, ja. Jessie, nou Vinay, baie dankie vir jou gesprek vandag, dankie vir die insigting wat jy kom deel en dan namens die Gautrakai, dankie ook aan Potchefstroom Gimnasium wat vir ons moontlik gemaak het om hierdie gesprek te kan hê.
En ek dink net weer eens vir die gehoor, daai app wat ons nou van gepraat het, is die Heroes Anonymous app. Ons sal sommer kyk of ons in die caption vir julle 'n link ook net daar kan sit. En maak gebruik daarvan. Ek meen selfs vir die ander onderwysers wat inluister of miskien skoolhoofde, kyk daarna, oorweeg dit, maak dit dalk deel van die skool se program, deel van die skool se struktuur en dit gaan definitief 'n verskil maak onder leerders maar asook personeellede vir die jare wat bou vorentoe. Dan Potchefstroom, dankie. Dankie vir jou Wenay en dan sien ons julle weer volgende weekie so selfde tyd, selfde plek. Ons sê